is hier om saam met ons die Here se naam groot te maak en te verheerlik. Amen. Nou ja, ek wil net so vinnig Nikkie en sy wiskunde sê baie welkom. Onbekendes, ja, kry ek van my skaam, nee. Ons brother is aan hierso. Net vinnig die verskonings, Niels en Belinda het verskoning gemaak, Ekie en gesin, Neil en Bernice, en Blackie en Yvonne, en die 3 Patseer het allemaal verskoning gemaak. Weet jy of u nog weet van ander mense verskoning gemaak het? Ek weet Reinberg vandag, so ja, maar ek wil net sê, ek spreek eers vanaand, maar dalk is hy al ja, om vrug te doen, dan verskoning gemaakt. Maar baie welkom, geniet die dienst saam met ons. Ek weet nie, baie mense nou nie vanmorgen hierdie, maar is genoeg om die Here se naam groot te maak. Amen. Amen. Ons bid ook dan, wanneer ons nou gaan open met gebed, gaan ek vraag dat Charmaine bid, sy is nie gezond nie. Ons bid ook van ander wat siek is, en dan baie spesiaal ook met Trevor Erik se broer wat in die ICU daar in die Kaap is. Ek wil toch vraag dat ons ook aan hom sal dink, maar besonder as Charmaine wat vanmorgen hier is, wat siek is, en dan ook vir Trevor, en dan as daar enig iemand is wat julle van weet, hou hier staan as ons bid, en sê, Here, dink aan daai persoon. Maak ek baie keer, as ek so ry en ek hoor dat daar gebedsversoek, dan hou gou vinnig stil, sê ek, ag Here, u ken daai mense, u weet wat die omstandighede is. Amen. En dan daar is geen verjaarsdae hierdie week aankondigings, woensdagoggend 9:00 ons gemeente bid hier. Ek wil nou al vir u vra, Dinsdag gaan dit bitterlik koud wees. Ek weet of jy gesien het, die maksimum gaan maar 8 grade wees. So julle moet Dinsdag in die bed bly, hoor. Woensdagoggend 9:00 is dit, ons bid nie. En dan volgende Sondag is geopende deure hier by ons. Asseblief dan ook dit te kan ondersteun. En dan wil ons vir al die mense wat gister het gehelp het met die skoonmaak van die kerk, julle ryk sommer die olie, nee. Banke skoon, hard gewerk om dit skoon en netjies te kry, dan die saal die goed te kry. Baie, baie dankie, mag die Here die baie ryk seën. Die enigste wat nie gewerk het, was ek. Ek kon daarom net vir 'n koelingkie gekoop het, maar ek kon nie regtig gewerk het, hulle wou nie vir my laat gee as ek stoor sit. Kom ons senuwees. Ja, senuwees. En dan moet jy onder die gemeente nuusbrief daarachter, dit is nog beskikbaar, as jy dit wil ontvang, met e-pos, sê net, gee net vir Charmaine e-posadres, as jy dit nie ontvang nie, maar hulle stuur dit my afgeleid, en dan ook ons voedselprojek, ondersteun dit ook, jy weet, ek bedaal, maar net dit kos, of wat emmer, en bring julle so 'n bietjie kos, en deel ons dit weer vir mense uit, wat dit nodig. En kom ons staan, en ons gaan hierdie diens open met gebed. Kom ons net saam, kom ons staan. Vader, ons sê vanmorgen vir u baie dankie, Here, omdat ons weet dat ons het vrymoedigheid om na u toe te gaan. Want Here, u is ons Vader wat in die hemel is. Baie dankie dat ons vanmorgen na u toe kan uitreik, veral wanneer ons dink aan mense wat behoeftig is, mense wat hartloos is, mense wat siek is. Ek dink vanmorgen besonder aan Charmaine. Here, my gebed vir haar is dat die Here haar sal aanraak, en ten spyte van haar toestand, Here, is hy vanmorgen hier om tot eer van die Here speel en die naam groot te maak. Nou wil ek vir Trevor bid, Here, daar in die Kaap, daar in die ICU. Here, u ken sy hart, u ken sy lewe, u ken sy omstandighede. Maar ek wil vanmorgen besonder bid, Here, dat u self in daai kamer sal beweeg, die Here hom sal aanraak, en sy hoofd op sy voetsole,
sodat ons hierdie getuienis kan hoor dat U nog steeds behoorde is vir God. Dan wil ons bid vir hierdie diens vanmôre. Ek wil besonder vra, Here, dat U ons voorsangers, musikante sal salf, U sal gebruik, Here, vanmôre, terwyl hulle ons kan begelei om lekker te kan sing tot eer van die Here, en dat ons saam met hulle die Here se naam sal groot maak en sal kan verheerlik. Dat ook vir die woord wat sal uitgaan, Here, vir my wat die woord gaan bring, wat Here, dat U self die spreker sal wees. Ek maar net die kanaal sal wees waardeur U vanmôre tot harte lewens kan spreek, sodat hulle verkoop en verryk sal word. Dit is my gebed. Ek bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ek weet nie wat volgens die grootste naam, die naam van Jesus Christus. Vandag vier ons nie net wat God eenmaal gedoen het nie. Ons vier wat God nog elke dag doen en nog gaan doen. Die skrif sê as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. En besef dit of nie, maar ons is nie net vandag hier op koortjies, 'n paar koortjies te sing nie, maar om te verklaar wie ons in hom is. So kom ons sing saam. Ek gee aan die een wat ons nie gemaak het, al die lof, aan die eer en aanbidding. Wanneer ons eerste koorvers gaan sing, ek is 'n nuwe skepping deur sy woord. Ek weet jy as jy daar met nadeel volgend, hoeveel keer het God U en my nie al vergewe nie. As ek dink aan my leeftijd, het die Here my soveel vergewe, weet ek om nie die volgende persoon te vergewe nie. Dank die Here vir sy genade. Kom ons sing nou die gees van die Here in die lewe van my. Die gees van die Here
is dat het nie meer oor ons gaan nie. Paulus het so gesê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Mag die volgende liedjies ons vanoggend weer herinner aan die waarheid wat ons elke dag moet uitleef. En dan is dit maklik om te proklameer dat hy steeds koning van my hart is. Ek leef nie meer. Soos ons nou hoor van in bidding, en ons sing, I lift my hands to the coming King, is dit werklik nie volgens dit 'n gebaar nie. Dis 'n verklaring. Here, U is koning, oor U behoort aan U. Daar is tye wat woorde net eenvoudig nie genoeg is nie. Dan bly net lof en liefde oor en aanbidding. Ek wil nie nou vra, of fokus nou net op Hom. Vergeet van alles rondom U, vergeet van die persoon wat langs U staan, wat voor U staan, wat agter U staan. En sê eenvoudig vir Here, ek het U lief. Bring vanoggend net op jou manier alle eer aan Hom. Ek wil vra dat as U wel die volgende koortjie uit die kop uitkom, die woord uit die kop uitkom, dat die oor sal sluit en die woorde sal buig, terwyl ons dan binnen gaan sing,
I lift my hands to the coming King. Lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you the one who reigns within my heart. I lift my hands to the crowning King, to the great I am. To you I sing, for you the one who reigns within my heart. And I said no more nor any other pleasure, for you are my heart's desire. The Spirit will not measure. To your name I will bring my sacrifice. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you the one who reigns within my heart. I lift my hands to the coming King, to the great I am. To you I sing, for you the one who reigns within my heart. Now I serve a foreign God, nor any other pleasure, for you are my heart's desire. The Spirit will not measure. Unto your name I will bring my sacrifice. I will serve no foreign God, nor any other pleasure, for you are my heart's desire. The Spirit will not measure. Unto your name I will bring my sacrifice. Unto your name I will bring my sacrifice. Terwyl die hoë toets en woorde gebuig is, ek vra dat die musikant ons volgende kootjie net een keer sal hier speel of twee keer sal hier speel en daarna kan ons dit saam sing. Terwyl ek dit speel, kom ek by die Here vanmorgen en sê die vir Here hoe lief hy vir ons is asseblief.
Hallelujah.
lof en eer aan sy naam. Terwyl ons die koortjie gesing het, vul hierdie uit, gaan my gedagtes. Die Here soek 'n heel kruik. Al het ons geval, al is ons in skerwe, die Here wil ons graag weer heel maak, sodat hy ons weer kan vul. Vul met sy Heilige Gees, vul met dit wat hy vir ons insig het. En daarom wil ek elkeen van julle sê, as daar 'n plek in jou lewe is, waar jy geval het en seer gekry, onthou die Here is daar om dit weer by mekaar te maak en reg te maak. Dankie. Nog iemand dan? Dankbare hart. Amen. Ek het vanmôre met u praat, dat u gesien het, en so my stuur so mooi advertensies uit, sodat u kan weet waaroor ek gaan preek. En die koortjies wat ons vanmôre gesing het, dit pas ook so mooi in by die boodskap. Maar oor roep God almal. En ek gaan vir u nou een van die voorbeelde lees waar een van die karakters waar God iemand geroep het, maar net sommer so, want ek kan net nog vir u 'n hele klomp voorbeelde uit die Bybel uitgee waar God spesifiek mense geroep het, maar ek gaan vanmôre met u gesels oor roep God almal, en dan gaan ek so 3 ledige voorbeelde vir u gee waar God almal wat onder die son leef wel roep. So kom ek lees vir 1 Samuel die 3de hoofstuk, ons lees net die eerste 11 versies. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae, gesigte was daar nie baie nie. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie. Toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep en hy het geantwoord, hier is ek. Hardloop hy na Eli en sê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, want slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder die Here Samuel weer geroep en Samuel het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie, ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die 3de maal, en hy het opgestaan en hy Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat dit die Here sou wees wat die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê, en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe Samuel geloop en op sy plek gaan lê, toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Toe het die Here aan Samuel gesê, kyk, ek gaan 'n ding doen in Israel, waarvan elkeen wat dit hoor, sy 2 ore sal tyd. Nou, ek wil regtig vanmôre vertrou dit, nou nie dat u ore sal tyd vanmôre, maar ek gaan vanmôre vir u die woord bedien, sodat die Here dit op my hart gelê het. Nou die oomblik wanneer mens dink in terme van God se roeping, dan dink ons sekerlik, maar het die Here my nou geroep vir die voltydse bediening. Nou, terwyl ek in hierdie gedagtes so 'n bietjie mediteer en daaraan dink, toe het ek vir myself so 'n bietjie teruggeplaas en toe ek die Here se roeping in my lewe beleef het. En ek onthou dit was hier by die konferensie gewees, ek was 'n jong mannetjie gewees, en
moderator, die president, ek kan nie onthou by die moderator, die president van die kerk was daai jare nie, pastoor Koen Baarnos, het eendag by 'n Berea, dis die Bybelskool se diens gewees, en dan het hy gepraat oor daardie gedagte, waar hy Jesaja sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? En ek het altyd geglo dat die Here moet op in 'n engel verskyn om vir my te kom sê, luister, jy gaan nou vir my werk, jy moet nou jou reg maak, Bybelskool toe gaan om afstandstudie doen, maar jy moet jou self kwalifiseer om die woord van die Here te bedien. My redenasie was gewees dat, ek dien die Here al soveel jare, en waar ek ook al in die sekulêre wêreld betrokke was, het ek nog altyd vir die Here iets beteken. Ek het bygedra finansiëel, ek was getroue kerklidmaatskap, ek was betrokke in die gemeente waar ek aanbid het, so ek gevoel, ek doen mos genoeg vir die Here, nie waar? Want as jy so op so mate vir die Here werk en vir hom vir sy koninkryk iets beteken, dan dink jy, ek dink daarom dit is voldoende, jy weet. Hoekom moet ek nou agter 'n preekstoel gaan staan, of hoekom moet ek 'n groep mense in 'n gemeente vat, en jy moet die verantwoordelikheid dra, en sorg dat hulle die Here dien, en dat hulle dan ook die woord van die Here reg verstaan. Maar ek wil nog vanmôre vir u sê dat baie mense, wanneer ons praat oor die roeping van die Here, dan gaan dit nie soseer oor jy en ek moet 'n pastoor wees, of 'n evangelis wees, of 'n werker spesifiek, in 'n spesifieke area nie. Maar dit beteken dat ons baie keer moet net besef dat God roep almal van ons. En ek dink nou baie keer mense wat sal sê, en daar is sulke mense, glo my, wat sal sê, maar Here roep nie almal. En dan sal hulle aan jou voorhou die uitverkiesings leer. Nou, ek wil met alle respek en eerbied vanmôre sê dat as God nie alle mense wat hy geskaap het, na hom toe roep nie, en hy net sekere mense uitsonder, dan is hy nie regverdig. Ek kan maar amen sê. Want God is soewerein en hy is heilig, en God wil hê dat, en ek gaan dit nou vir u wys in die skrif, dat hy net een begeerte, en dit is dat alle mense gered word. God het geen droom, geen plan, hoegenaamd om enige mens uit te sonder, sodat hulle nie kan hemel toe gaan. Nou, dink ek vanmôre in terme van dit wat die Here vir my en vir jou in sy woord leer. Ek wil sommer nou net so 'n paar voorbeelde vir u gee, dat u nou kan sien in Genesis, die 3de hoofstuk, die 9de vers, na die sondeval, het God soos gewoonlik vir Adam en Eva besoek in die tuin. Dit was 'n gewoonte, jy mag gaan lees, elke aand het hy saam met hulle in die tuin gewandel. En toe sien hy hulle nie meer daar op die gewone plek, want hulle het gesonde. Hulle was ongehoorsaam aan hom gewees. En toe roep God na hulle, vra, waar is jy? 'n ander voorbeeld is in Genesis 12, waar die Here vir Abraham geroep het. Ook vir 'n spesifieke taak, wat die Here op sy skouers wil plaas. In Exodus 12 lees ons waar die brandende braambos gebrand het, waar God vir Moses geroep het, om sy volk uit Egipte land uit te lei. En dan sien ons in Jesaja 6, waar God vir Jesaja geroep het as 'n profeet, baie pertinent en baie beslis. En dan in Handelinge 9 lees ons waar die Here vir Saulus spesifiek geroep het. Saulus was iemand
En ek dink Pastoor Mike het dit verlede Sondag ook aangehaal, dat hy was iemand gewees wat die Christene vervolg het. En God keer sy lewe om. Nou wil ek vanmôre vir u met u gesels oor God se drieledige roeping tot alle mense. En ek gaan vinnig wees, en ek hoort nie baie lank daarmee besig te wees nie, maar net om vir u die basiese te goed gee. Nou, heel eerstens, God roep elke mens tot bekeer. Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad. Wie is die wêreld? Almal wat nie die Here ken. Ons almal het nie die Here geken. Ons almal het nog nie 'n pad met die Here geloop nie. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Paulus kom en hy skryf vir ons, baie beslis in 1 Timoteus 2, die 3de en die 4de, en sê vir ons die volgende, dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, dat alle mense gered moet word. Kan jy sien, dit is nie 'n ding wat die Evangelie Kerk vir ons voorskryf of ons moet maar net ergens voel dit is belangrik nie. Alle mense moet gered word. Hy het geen behaag in die dood van 'n sondaar nie. Sy gedagte vir my en vir jou is sodat ons eendag vir altyd saam met hom in sy heerlikheid kan wees. Titus 2:11 sê die volgende vir ons, want die reddende genade van God, hy is te mooi, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Nie sommige mense, nie mense met spesiale gawes of talente nie. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. 2 Petrus 3:9, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraag nie ag nie. Maar luister mooi, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Geliefdes, ek wil vanmôre vir u sê dat baie keer dan kom ek agter as ek so na mense luister, na hulle gesprekke, of kyk na hulle lewens toe dan, wil dit vir my amper voorkom asof mense vergeet dat hulle tot bekering gekom het. Wat beteken bekering? Bekering beteken dat jy tot 'n punt in jou lewe gekom waar jy besef het dat jy 'n sondaar mens. En dat as jy jou nie bekeer nie en jou rug op die wêreld draai nie, dan gaan jy verlore wees. Dan gaan jy verlore gaan. Dan sal jy nie 'n ewigheid saam met God in sy heerlikheid kan geniet nie. Daarom voel ek baie keer in my hart dat baie kinders van die Here, baie mense vergeet dat hulle tot bekering gekom het. Ons het dit so mooi gesing vanmôre, maar jy's 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Die Here het jou nuut gemaak. Hy het jou lewe verander. Hy het jou voete gestel op daardie ewige rots wat nie kan wankel nie. Mense dan baie keer, as ek maar net kerk toe kan gaan. Ek wil vanmôre vir julle sê, kerk is baie Sondae vol sondaars. Ja, ek sê my ouds as jy nie met my saamstem. Maar baie kerk is Sondae vol sondaar. Maar dis die regte plek om te wees, want dan skep God deur sy gees 'n atmosfeer waar mense hulle harte en lewens met die Here kan reg. Want hy net jou begeer. Hy soek jou nie helemaal. Hy wil hê jy moet eendag saam met hom vir altyd wees.
Hy wil nie hê jy moet die pyn en die smart en die ondraaglikheid verduur om net verlore te gaan. Daarom behoort ek en jy te besef dat as ek my hart en lewe vir die Here gegee, dan moet ek omdraai, 180 grade draai, my rug draai op die wêreld, nou stap ek in 'n nuwe verhouding met die Here. Ja, pastoor, maar ons bly mos maar mens. Ja, ek besef dit, ek is ook 'n mens, het ook al gesondig nadat ek tot bekering gekom het. Maar kind van die Here, hoor wat ek vanmôre vir u wil sê, dat as ons sondig, sê die skrif, dan het ons 'n voorspraak by die Vader. Dis nie wat ek sê nie, dis wat hierdie Bybel my leer. En die tweede ding, broer en suster, waar toe God my en jou roep vanmôre, en dit is hier waar ons baie keer sê, so dit is net vir die eksklusiewe Christen, en dit is tot heilig maak. Amen. God roep elkeen van ons tot heiligmaking. Met ander woorde, heiligmaking, broer en suster, is nie maar sommer net iets wat terloops met jou en met my gebeur. Heiligmaking is 'n besliste besluit wat jy en ek in ons lewens neem om te sê, neem die wêreld, maar gee vir my Jesus. En volgens daardie besluit moet jy jou geloof vestig en moet jy die Here dien. Kyk wat sê Paulus in Romeine 6:19, hy sê ek spreek menslikerwys terwille van die swakheid van julle vlees. Want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle. Kyk maar, in die Bybel op dit ook verstaan, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heilig maak. En jy sien, hoe belangrik dit is vir my en vir jou om heiligmaking na te streef. Paulus kom in Romeine 6:22, hy sê die volgende, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword aan God, het julle jul vrug tot heilig maak. Die Here skep vir ons 'n geleentheid om vrug te dra wat by jou heilig maak pas. Paulus skryf in Kolossense 4:3, en jy moet baie mooi luister wanneer hy hierdie volgende sê. Hy sê, want dit is die wil van God, julle heilig maak. Dis nie my wil nie. Dis nie die kerk se wil nie. Dis nie iemand anders se wil nie. Dis die wil van God, julle heilig maak. Met ander woorde, ek en jy moet vanmôre besef hoe belangrik en hoe noodsaaklik dit is dat ons heiligmaking sal nastreef. Luister mooi wat sê Hebreërs 12:14, hy sê, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Sien wat ek sê, dis nie wat ons kerk vir ons voorskryf. Dis wat God se woord sê vanmôre, waarsonder niemand God sal sien. Daarom is dit vir my en vir jou vanmôre van kardinale belang, dat ons in hierdie proses van heiligmaking onsself sal plaas, en dat ons die wil van God vir ons lewens sal soek en sal vra. Maar stil nie vanmôre die kerk. Ek wil vanmôre vir u voorhou een waterdigte toets vir heiligmaking. En dit is of jou hele lewe, net wel, jou hele lewe, algeheel en onvoorwaardelik aan God toegewy en oorgegee is. Jou hele lewe, algeheel, onvoorwaardelik aan God toegewy
en oorgegee is. Weet jy wat? As ek en jy ons net elke dag daaraan kan toets, sal ons vinnig agterkom, is ons op die regte plek waar ons behoort te wees. En as dit nie so is nie, dan die Here, ons het genade by die Here en ons kan met vrymoedigheid die troon van genade na sê, Here, help my. Here, help my. Here, ek is nog swak. Here, ek sukkel nog. Here, help my. Dan kan ons dit doen tot eer en verheerliking. Kan ek vanmôre vir u sê, heiligmaking is nie opsioneel. Baie mense sal vir sê, maar ek het tot bekering gekom en dis wonderlik en dis reg en ons kan na die hemel toe gaan en so aan, maar so net nie met die storie van heiligmaking kom. Ek dink nie dis iets vir my. Ek het vanmôre gesê, ongelukkig, volgens dit wat ek vanmôre in die woord lees, is dit nie opsioneel nie. Dit is vanmôre 'n vereiste. Want ek wil binne saam met die Here en sy Here. Dis waarvoor ek leef. Wat sal dit die moeite werd wees as ek my hele lewe maar net hier aankloeter, maar net op my eie krag, my eie sterkte en ek kom nie aan die kant, ek sien ek het dit nie gemaak. Ja, kom op vra vanmôre vir u. Kom ons neem nie weer vanmôre daar besluit in ons hart. Ek wil my totale lewe vanmôre aan die Here toewy en heilig maak. En die derde en die laaste punt vanmôre waartoe God ons almal roep vanmôre is tot diensbaarheid. Ons kan maar praat oor bedieninge, ons kan maar praat oor gawes, ons kan praat oor talente, maar ek wil vanmôre vir u sê, God het my en jou nodig. Al is dit hoe gering ook al. God het jou nodig. Miskien net vir iemand anderste wat op die pad sukkel met iets waar jy daai persoon kan help, daai persoon kan aanmoedig om aan te gaan met sy werk. God roep ons nie almal vir die voltydse bediening nie, maar hy het 'n jobie vir jou, hy het 'n werk vir jou. Hy wil hê ergens moet ek en jy diensbaar wees. Baie keer het ek gewonder, so maar baie keer in ons lewens kyk na ons algemene lewenswandel en handel. En ons kom baie keer uit by goed in die Bybel wat ons baie keer vraagtekens plaas. Ek dink baie keer oor tiendes en offerandes. Dan sal baie mense vir jou sê, as so, Here weet mos wat in my hart aangaan. Hoekom sal hy dit nou vir my vra? Hy weet ek kan dit nie op hierdie punt in tyd vir my lewe bekostig nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, jy weet dalk nie, dat daai tiende, daai offerande wat jy gee, is dalk vir 'n siel wat bereik moet word. En jou finansies, jy dalk, die Here sien jy dalk met wysheid en insig om 'n besigheid te hê of om 'n werk te hê waarin jy belangrike besluite moet neem. En die Here gee vir daai wysheid. Weet as ek net kan terugonthou en ek roem nie daaraan vat, geen sin, maar jare terug toe in die besigheidswêreld was, toe vat ek vir my 'n vernoot en ons eerste dag daar om die tafel sit en sê, wat gaan ek van jou verwag? Sê, die heel eerste ding is, daar is 3 dinge. Eerstens, 'n tiende van hierdie besigheid gaan na die werk van die Here. Klaar. Daarom sal jy kyk as jy ooit in hierdie boeke nog aan nastaan, sal jy sien dat Hoofveld Motors het sy eie tiende offertie elke maand gekry. En die tweede ding is, ons gee vir niemand drank nie. Nie vir 'n werksmens of vir 'n bankamptenaar of vir enige ou wat met wie ons besig doen met kliënt. Niemand kry drank nie. En die derde is, ons koop niemand om.
Ek onthou by geleentheid, 'n ouetjie wat ook in ons kerk was na my toe gekom, sê, kan ek nie van finansiering reël deur Wesbank om 'n voertuig te finansier nie, want hy kry nie die ouetjie deur by 'n ander bank nie. En ek sê, geef my die aansoek. En ek sê vir hom, hierdie aansoek gaan nie eerkom nie. Want hierdie ou werk te kort. Ja, maar ek moet maar net sê dat hy werk 3 jaar. Nie 3 maande by die plek. Sê nee, dit is een van my beginsels wat ek nie prijs nie. Ons is reg, mense kyk na ons, en ek wil regtig vanmôre gesê, dit is die moeite werd om op so 'n basis dit te kan voortgaan. Wat is my en jou betekenis in die rol waartoe God nou my geplaas het, in 'n gemeente opsig, of in die arbeidsveld waar God ons nodig het. Dat my dink toe ek daar in Hilstrom was, toe ek my kerk, die hele kerk het ons verander, dat ek oor die ou kerk gebou en nog 'n nuwe saal gebou het, en ek kom daar by, Dr. Versterk kom by my, en hy besoek my, en ek gaan wys my van, nou is ek trots, jy weet, alles is so mooi, netjies en vast. En hy en sy vrou loop saam met ons deur die kerk, en ons het daar by die sonneskoolkompleks kom, waar die sonneskoolkamers gebou het, waar sy in trane. En ek wonder wat dit nou gebeur. Hoe sal ou dok nou huil oor dit? Hy sê vir my, dat ek redelik bewoog gewees, hy sê vir my, weet jy, sê ek nou mooi daarin dink. Hy sê ek het nou nie een steen of nie een besluit geneem met hierdie gebou. Maar hy sê ek het jou opgelei as om 'n pastoor te wees. Eintlik is hierdie ook 'n ekstensie van my bediening. En kyk, ek wil vanmôre vir jou vra, wonder hoeveel keer ons dit raak sien. Hoeveel mense jy beïnvloed in rondom jou eie lewe. Mense wat dalk nie mooi luister wanneer die manier waarop jy praat, wat baie keer jou en my gesindheid raak sien. Hoe kyk ons na mekaar se gesindheid? Dit is baie keer geneig om vinnig op vleien te raak, en vinnig dit te sê en dit te doen. Maar wat is jou gesindheid vanmôre ten opsigte van die werk van die Here? En daarom wil ek julle aanmoedig om ons wees vanmôre 'n kragtige instrument in sy hand. God wil jou gebruik. God wil my gebruik. God wil ons toerus vanmôre om die werk van die Here te doen. As ek vanmôre hierdie boodskap kan opsom, en ek dink vanmôre aan my bekeer, en ek nou vanmôre vroeg terwyl ek daar by my huis sit, toe wonder ek of sy in oggend met 'n getuienisdiens het, en baie spesifiek terugdink aan die tyd toe jy jou hart en lewe met die Here reggemaak. En kom vertel 'n bietjie vir jou boeties en susters. Hoe het God jou geroep, sodat jy tot bekering gekom het? En dan kan ons so 'n bietjie sommer praat ook oor die heiligmaking, hoe moeilik ons dit baie keer vind om 'n heiligmakende lewe te leef. En baie keer laastens, hoe beskeie ons baie keer is om diensbaar te wees. Baie keer is ons te beskeie. Ag Here, ek dink nie ek kan met jou praat. Here, jy weet mos, jy weet ook Moses het mos gesê, Here, maar hoe kan ek die volk van die Here uitlei? Ek hakkel nou. Hy wil ons as kinders van die Here onsself verskoon. Maar jy weet nie dan wat jy vir iemand anders te kan beteken. Daarom wil ek julle aanmoedig vanmôre. Dink 'n bietjie aan jou bekeer. Dink aan die proses van heiligmaking op hierdie oomblik en hierdie punt en hierdie tyd van jou en my lewe. En dan vra jy jouself af, doen ek regtig wat die Here vir my verwag? Is ek diensbaar? Weet die Here soek nie altyd hierdie
wonderlike, geseënde, gesalfde ouens nie. Jy is daar baie eenvoudig, ekskuus as ek dit vanmôre daar kom. Daar die een vind, wat jy gaan openbaar, wat dit daar betekenis in iemand anders se lewe gaan. Ek wil jou vra vanmôre, as jy saam met my, ek wil staan, ek staan as volgende preek, ek wil graag vanmôre staan, en ek wil by hierdie gebed ingesluit wees, en ek wil myself beskikbaar stel, ek wil ons my net vir ons daai woord kan spreek, en dan sing ons ons een of twee maal, en daarna gaan ek vir ons toewydingsgebed doen. Ek gaan ook elkeen van ons moet staan. As jy nie moet staan nie, jy hoef nie. Dit is nie nodig. Maar dan jy van ons as jy ek is hier, dat jy my moet gebruik met eer en verheerliking. Prys die Here. As you speak, and no, Lord, no, refuse me. For surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to come low. Though the task is great, I work for you. Jesus, use me, and oh Lord, don't refuse me. For surely there's a work that I can do. And even though it's humble, Lord, help my will to come low. Though the task is great, I'll work for you. Vader, ek dink ons het hierdie lied gesing. En my begeerte is dat elkeen wat vanmôre gestaan het voor U, Here, 'n persoonlike erkenning gee aan die feit dat U het ons nodig. U wil ons gebruik. U gaan ons gebruik. Daarom wil ek al my broers en susters vanmôre wat saam met my gestaan het, elkeen van ons, Here, wil ek vanmôre aan U toevertrou. Here, vir diensbaarheid. Ek wil ons toevertrou vanmôre, Here, vir 'n bereidwillige gees. Here, dat ons U voete sal hê om die blye boodskap te gaan verkondig aan mense wat dit dan nodig het. En dit is nooit nog vergeet, Here, daar was 'n oomblik, daar was 'n dag in ons lewe, dat U ons by die naam geroep het, en wat ons sê, ja, Here, ons wil U aanneem as ons persoonlike verlosser en zaligmaker. Seën ons vanmôre, Here, terwyl ons so uit mekaar uitgaan, is my gebed en bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons staan terwyl ons ons laaste lied saam, terwyl ons op die bank en dienste opgaan is, dat die werk van U. Ek wil vergeet, vergeet wat voor. Ek wil vergeet, vergeet voor. Ek wil vergeet, as er ons voorhaal. Ek wil vergeet, as Jesus my voorhaal. Ek wil vergeet,
baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het vanoggend. En die dienste kon wees hier na in die teenwoordigheid. En dankie vir die eer en voorreg vanoggend aan die al die lof vir die eer en wat dit kon bring. Musiek en sang. En maar dankie vanoggend vir die woord wat uitgegaan het, Here, en help ons om te besef dat Here elkeen van ons nie net geroep het, maar elke dag geroep word. En ons elkeen van ons is hier om vir jou werk te doen. Here, soos die koortjie gesê het, even though it's humble, Lord, help our world to crumble, though the task be great, I'll work for you. Here, help ons om onsself as kwetsbaar te stel en te doen wat U van ons verwag, Here, want ons kan 'n verskil in mense se lewens maak. Ons kan, Here, mense saam tot hemel toe vat. Ek vra dat U verder van ons saam met ons sal wees, Here, dat U ons sal vergesel na ons verskillende wonings doen en bring ons weer die eie bestemde tyd en plek by mekaar. In Jesus naam. Amen. Ons uit mekaar gaan getuig. Ons het die naam gekry van ligdraers. En so 2 weke terug was ons by Sonnewil gewees. En toe ons daar ons die sê die een oom van my, jy het vanmôre die ouer daai saamgebring. Ek sê ja, hulle het ons al Crocs opgenoem. En ons het vir hulle die gedagte gebring van vergifnis, vyande van jou hart, allerhande vyande. En toe ons klaar is, toe sê hy, die 7 engele.